In vandag se lesie gaan ons nou begin ondersoek instel na lineêre grafieke. 'n Lineêre grafiek noem ons ook 'n reguit lyn grafiek. En ons kan van dit ook praat as 'n funksie. So vandag se lesie gaan ons nou mooi kyk hoe al hierdie dinge bymekaar kom. 'n Lineêre grafiek is 'n reguit lyn omdat daar 'n lineêre verhouding tussen die afhanklike veranderlike en die onafhanklike veranderlike bestaan. Nou wanneer ons byvoorbeeld kyk na x is gelyk aan 2, as ons x is gelyk aan 2 wil voorstel, het ons 'n getallelyn nodig om x gelyk aan 2 voor te stel. Nou as ons 'n getallelyn gaan teken, dan het ons net ons gewone getallelyntjie soos wat julle nou al lank al geleer het van 'n getallelyn. Gebruik ons getallelyn om byvoorbeeld x gelyk aan 2 voor te stel. Nou as ons hierdie getallelyntjie indeel, het ons almal ken al 'n getallelyn. Hierdie getallelyntjie kan ons amper ook nou maar beskou as net 'n x-as. So as ons kyk na ons getallelyn en ons wil nou byvoorbeeld die waarde voorstel van x gelyk aan 2 op my getallelyn, het ek my getallelyn nodig en ek kan nou net my x gelyk aan 2 daar voorstel deur op hierdie tweeetjie 'n kolletjie te maak. Dit verteenwoordig nou x gelyk aan 2. Maar as ons nou gaan kyk na y is gelyk aan x plus 2. Hy verander nou 'n bietjie. As ons nou gaan kyk na y is gelyk aan x plus 2, om nou byvoorbeeld y gelyk aan x plus 2 voor te stel, het ons 'n x-as en 'n y-as nodig. X en y is dan koördinate en ons noem hierdie koördinaatvlak 'n kartesiese vlak. Nou kom ons kyk hoe lyk so koördinaatvlak. Julle sal bekend wees al met dit, want ons het dit al in die eienskappe van grafieke gedoen. So as ons kyk na 'n kartesiese vlak, dan het ons x-koördinate, ons horisontale as word ons x-as genoem en ons dui dit aan met 'n x wat by hom staan en ons vertikale as word altyd ons y-as genoem en ons dui dit aan die bokant met 'n y. Wanneer ons kyk na hierdie as, is daai punt in die middel is sy oorsprong en dit is altyd die punt 0,0. Nou wanneer ons op hierdie as nou net ons punte merk, ek gaan net gou so, as ons nou net ons getalletjies inskryf, onthou ons regterkant is ons positiewe x-waardes, linkerkant gaan ons negatiewe x-waardes wees. Op ons vertikale as gaan die bokant ons positiewe y-waardes wees en die onderkant gaan ons negatiewe y-waardes wees. En dan hierdie punt in die middel is altyd my oorsprong en my oorsprong is altyd die punt 0,0. Oorsprong is die punt met die koördinate 0,0. En onthou 0,0 is ons geordende getallepaar. In ons kartesiese vlak gebruik ons mos nou geordende getallepare om die verhouding tussen die afhanklike en die onafhanklike veranderlike uit te beeld. So ons praat van ons geordende getallepare. Nou hoe lyk ons geordende getallepare nou weer? Ons geordende getallepare is 'n hakkie met 'n x-koördinaat, altyd jou x-koördinaat eerste, en 'n kommapunt en dan jou y-koördinaat. Dit is hoe ons geordende getallepare werk. Nou goed, as ons byvoorbeeld kyk na die punt A, wat die punt 2 en 3 is,
dan beteken dit die 2 is my x-koördinaat en die 3 gaan my y-koördinaat wees. Met ander woorde, as ons hom gaan voorstel op ons kartesiese vlak, dan gaan ons kyk waar is x2. Nou orals waar x2 is op hierdie lyn, orals waar hierdie waardetjie 2 is, wat hier deur die 2 van die x-as gaan. Orals op daai as is x gelyk aan 2. As ons nou gaan kyk waar is y gelyk aan 3, dan gaan ons daai punt kry waar y gelyk is aan 3, is orals wat daar deur daai punt daar loop is waar y gelyk is aan 3. Nou as ons kyk hier waar hierdie 2 punte mekaar ontmoet, daar kry ons met ander woorde die punt A, wat die punt 2 en 3 is. Ek gaan vir jou 'n koördinaatvlak teken, en ek gaan vir jou 'n paar punte daarop neersit, dan kan jy die koördinate van die punte neerskryf. Ek gaan dit saam met jou doen, maar ek wil hê jy moet probeer om dit eers gou op jou eie te doen. Hierdie is my x-assie en my y-assie. 'n Belangrike ding wat ek net wil hê julle moet onthou, wat julle kan leer uit die uit. Op my x-as is orals waar y gelyk is aan 0. En op my y-as is orals waar x gelyk is aan 0. Onthou, ons oorsprong is die punt 0, 0. Goed, so ons regterkant van ons x-as is ons positiewe getalletjies. Ons linkerkant is ons negatiewe getalletjies. Ons bokant van ons vertikale as is ons positiewe getalle. En ons onderkant is ons negatiewe getalle. Met ander woorde, dit is waar dit kleiner is as 0. Goed, ek gee vir julle die koördinate. A is die punt 4 en 2. B is die punt -2 en 4. C is die punt 2 en 0. D is die punt 0 en -3. En E is die punt -4 en 1. Nou moet julle onthou met ons geordende getallepare, dis mos altyd ons x-koördinaat en dan ons y-koördinaat. So, as ons gaan kyk waar lê die punt A, dan is dit by x gelyk aan 4, met ander woorde, daai puntjie A is orals waar x gelyk is aan 4, dit is my eerste ding wat ek moet kyk, waar is x gelyk aan 4? My y-waarde is nou 2. Met ander woorde, orals waar y 2 is en dan daar waar daai 2 punte mekaar ontmoet, kry ek die punt A. A is die punt 4 en 2. My volgende enetjie is B. Onthou, waar is x -2? So x is -2, orals op hierdie punt waar x gelyk is aan -2. So jy gaan na jou x-assie toe, jy kry waar is hy -2 en jy trek 'n lyntjie deur hom. Dan kry ons dat y gelyk is aan 4. Met ander woorde, orals waar y gelyk is aan 4, daar gaan ek my stippellyntjie trek en daar waar hulle twee mekaar ontmoet,
Daar gaan ek die punt kry B wat die punt -2 en 4 is. C is nou die punt 2 en 0. Met ander woorde, waar is my x2? Hierso op die punt. Maar my y-waardekie is nou 0 en onthou, orals op my x-as is y 0. Met ander woorde, hierdie puntjie gaan die punt C 2 en 0 wees. As ons kyk na 0 en -3, dan beteken dit, waar is x orals 0? X is orals 0 op my y-as. So as ek gaan kyk, x is 0 op my y-as en dan y is -3, dan kry ek my punt daar. So my punt D is die punt 0 en -3. Laaste enetjie is E. As ons weer gaan kyk na E, x is -4. Ons gaan by -4 gaan kyk. Waar loop alles gelyk aan -4? Dis hierso by hierdie stippellyn is al die x-waardes -4. My y-waardekie is 1. Met ander woorde, waar is y gelyk aan 1? Y is gelyk aan 1 orals hier waar hierdie stippellyn gaan. Waar die twee stippellyne mekaar dus ontmoet, daarso gaan ek my punt E kry, wat die punt -4 en 1 is. As julle nou reg is met die koördinaatpare, kan ons nou gaan kyk hoe om byvoorbeeld die lyn y gelyk aan x plus 2 op 'n koördinaatvlak te teken. Ons gaan nou 'n tabel gebruik om die koördinaatpare van y gelyk aan x plus 2 te bepaal. So ons vul ons x in en ons y. X is ons onafhanklike veranderlikes. Ons kies dit nou -3, -2, -1, 0, 1, 2 en 3. Nou kan ek met ander woorde my afhanklike veranderlike bepaal. Onthou, ons het die tabelle gedoen dat ons gesê het hierdie is ons onafhanklike veranderlike. En julle het ook geleer van dat dit jou insetwaarde is. En jou y-waarde is altyd jou afhanklike veranderlike en ons het geleer dat dit is my uitsetwaarde. Met ander woorde, jy kry 'n spesifieke antwoord vir y as jy x in die vergelyking vervang. Goed, so ons vergelyking is nou y is gelyk aan x plus 2. As ons hom gaan uitwerk, dan gaan ons kry y is met ander woorde gelyk aan -3 plus 2 en dit gee vir my -3 plus 2 gee vir my -1. As ons nou werk y is gelyk aan -2 plus 2, dan kry ek my volgende antwoord is 0. Volgende enetjie wat ek moet doen is y is gelyk aan -1 plus 2. -1 plus 2 gee vir my 'n antwoord van 1. -1 plus 2 gee vir my 'n antwoord van 1. Volgende enetjie is y is gelyk aan 0 plus 2. 0 plus 2 gee vir my 'n antwoord van 2. Volgende enetjie gee vir my y is gelyk aan 1 plus 2. 1 plus 2 gee vir my 'n antwoord van 3. Dan kry ek y is gelyk aan 2 plus 2. 2 plus 2 gee vir my 'n antwoord van 4. Laaste enetjie y is gelyk aan 3 plus 2 en 3 plus 2 gee vir my 'n antwoord van 5. Goed, nou kan ons hierdie geordende getallepare
op ons koördinaatvlak gaan skryf. Nou onthou, baie belangrik, as ons kyk na hierdie geordende getallepare, dan beteken dit daai -3 en -1 is 'n geordende getallepaar. Met ander woorde, ons kan hom skryf as -3 en -1. My volgende geordende getallepaar is -2 en 0. En ons skryf hom as -2 en 0. So is elkeen van hierdie ons geordende getallepare wat ons dan skryf as in ons geordende getallepaar manier, sodat ons dit kan gaan skryf as punte op ons kan gaan plot as punte op ons kartesiese vlak. Julle sien mooi hoe werk hierdie geordende getallepare. Met ander woorde, dis die x-waarde wat gaan saam met die y-waarde, met ander woorde die x-waarde wat jy ingevoer het, en die y-waarde wat jy dan kry vir 'n antwoord is sy geordende paar maat. Goed, so as ons nou hierdie moet gaan teken op ons kartesiese vlak, moet ons net eers gou weer ons kartesiese vlak insit. Goed, so onthou, ons het ons x-as en ons het ons y-as. Onthou, belangrik, op x-as is y orals 0 en op y-as is x orals 0, want ons oorsprong is die punt 0, 0. As ons nou hierdie assestelsel klaar geteken het, kan ons nou elkeen van hierdie geordende getallepare op hierdie kartesiese vlak gaan inteken, en dan kan ons dit gebruik om die punte met mekaar te verbind, en sodat ons kan sien, ons het ons lineêre lyn. Nou, as ons kyk na ons eerste punt, is die punt -3 en -1. So, as ek hom moet teken, dan gaan ek sien, my eerste punt is die punt -3 en -1. My tweede punt is die punt -2 en 0. Let op, as my y-waarde 0 is, dan lê my punt op my x-as. My volgende punt is die punt -1 en 1. -1 en 1. Met ander woorde, waar my x-waarde -1 is my y-waarde 1. My volgende punt is die punt 0 en 2. Let weer op, my x-waarde is 0 en my y-waarde is 2. So as my x-waarde 0 is, lê my punt op die y-as. Volgende puntjie is die punt 1 en 3. Met ander woorde, my x-waarde is 1 en my y-waarde is 3. My volgende punt is die punt 2 en 4. As ek hom plot op my assestelsel, dan kry ek my puntjie daar. My laaste punt is die punt 3 en 5. My x-waarde is 3, so my y-waarde moet 5 wees. Met ander woorde, as ek hom sit, dan is hy daar. Nou kan ons mos nou baie mooi sien, elkeen van hierdie punte vorm 'n reguit lyn. So, ek kan nou elkeen van hierdie punte gaan verbind, en dan kry ek my skets van my reguit lyn. Met hierdie tabelmetode het ons nou ook sommer die eerste soort metode gedoen om 'n reguit lyn te skets. Ek gaan met jou nog 'n voorbeeld doen om 'n reguit lyn te skets. Met ander woorde, ons praat nou sommer van ons metode 1 om 'n reguit lyn te skets, is ons tabelmetode.
Kom ons kyk nou, terwyl ons hiermee besig is, dat ons die skets van die grafieke met behulp van die tabelmetode ook nou sommer afhandel. Met ander woorde, jy gaan jou tabelletjie trek met jou x-waardes en jou y-waardes. Onthou, x is my onafhanklike veranderlike, y is my afhanklike veranderlike. Met ander woorde, dit hang af wat x se waarde is wat die antwoord vir y gaan wees. Julle het nou al heelwat tabelmetodetjies gedoen, so ons kies ons x-waarde wat ons onafhanklike veranderlike is en ons y-waarde wat ons afhanklike veranderlike is. Nou ek gaan x in hierdie geval -2, -1, 0, 1 en 2 maak. Nou net soos wat ons by die ander gedoen het, werk ons uit y is gelyk aan -2. Jy vervang mos nou die x, die -2 in x se plek, -2. Dan kry ek y is gelyk aan -4 -2 en dit gee vir my 'n antwoord van -6. Volgende een wat ek kry, y is gelyk aan 2 maal -1 -2 en dit gee vir my -2 -2 en dit gee vir my 'n antwoord van -4. Volgende een, y is gelyk aan 2 maal 0 -2 en dit gee vir my 'n antwoord van -2. Volgende enetjie is y is gelyk aan 2 maal 1 -2 en 2 maal 1 gee vir my 2 -2 gee vir my 'n antwoord van 0. Laaste ene, y is gelyk aan 2 maal 2 -2, dit gee vir my 4 -2 en dit gee vir my 'n antwoord van 2. Met ander woorde, as ek nou kyk na my geordende getallepare, is dit die pare -2, -6. Dit is -1, -4. Dit is 0 en -2. Dit is 1 en 0 en dit is die punt 2 en 2. As ons nou ons getellestelsel gaan teken, kijk, daar het ek nou my assestelseltjie, nou gaan ek daai punte teken. My eerste punt is die punt -2 en -6. En ek sit my koördinaatpuntjie daar. My volgende punt is die punt -1 en -4. En ek sit my koördinaatpuntjie daar. My volgende punt is die punt 0 en -2. So 0, let op, my x is 0, dan is my punt op my y-as. My volgende punt is die punt 1 en 0. X is 1, maar my y is 0, dan is dit my punt op my x-as. Volgende punt is die punt 2 en 2. So as ek die punt 2 en 2 neersit, gaan ek eers na my x-waarde toe, dan na my y-waarde toe. Met ander woorde, daai is my punt 2 en 2. Nou kan ek hierdie punte met mekaar verbind en hulle vorm 'n mooi reguit lyn. Jy kan nou hierdie lesie mooi inoefen deur die volgende paar grafieke te teken wat ek vir jou as huiswerksommetjies gaan gee. Ek hoop jy het hierdie lesie geniet en oefen dit en lê dit vas deur jou huiswerksommetjies te doen. Die metode wat jy gebruik om dit te teken is met die tabelmetode.